Goeiedag almal, Jaco Fourie, 22 Mei 2024. Ek is van Sierra Victor, die denkerigting. En ons gaan vandag aan met ons generiese noodplan uitsending. Ons begin by hoofstuk 2, wat handel oor vyandelyke magte. Goed, vir die nuwe luisteraars, wat saam met ons begin luister het, julle kan gerus kyk op die PDF, is daar 'n scenario skets. Nou, ek gaan dit nou nie alles deurlees weer nie, maar die kort en die lank is, daar heers toestande wat binnelandse stabiliteit bedreig. Dit kan weens interne politieke ingevegte wees en radikale faksies, of dit kan deur buitelandse magte geïnisieer word. En die nasionale weermag en die Suid-Afrikaanse Polisiediens probeer hulle bes om die situasie te stabiliseer, maar weens logistieke en menslike hulpbrontekorte slaag hulle nie daarin nie. Die onluste is aanvanklik weens ontevredenheid rondom gebrek aan dienslewering of, soos ons nou besef, dalk moontlik die uitslae van die verkiesing wat op ons wag. En die geleentheid word uitgebuit deur mense om onmin te saai en om rampokkery te bevorder. Goed. Jy en jou gesin is, of jou ondersteuningsgroep, kon nie betyds onttrek uit die dorp of die stad nie. En julle is nou in 'n standvas situasie. Die polisie en die weermag is uil en dun gesaai, en gewone burgerlikes is uitgelewer aan vyandlikes. Goed, dit is die scenario waarmee ons werk. Hoofstuk 2. Vyandelyke magte en konflikontwikkeling. En kom ons kyk eers na vyandelyke magte. Onlangse stedelike konflikte het getoon dat die ontwikkeling van aggressorgroepe ontstaan uit onder andere ideologie, dit is polities van aard, byvoorbeeld rasisme of xenofobie, ek dink ons is almal vertroud met dit. Godsdiens, byvoorbeeld Islam, ons sien dit in Mosambiek, ons buurland, waar daar 2 weke terug was daar 'n groot aanval gewees op Suid-Afrikaanse magte nogal, maar waar Islam of waar 'n radikale godsdiens die interne stabiliteit van 'n land in gedrang bring. Dan, volgende groep is ekonomies. Dis nou jou gewone misdaadsyndikaate wat vir finansiële gewin wil stroop. So hulle wil eintlik hê daar moet chaos wees, dat die polisie se hande besig is om die chaos te probeer bedwing, sodat hulle kan steel. En dan, die volgende punt is ook misdaad en bendeaktiwiteite, want in chaos is daar altyd smokkelhandel, dwelms, mense, wapens, enige sulke tipe goed. En dan natuurlik die groepe wat ontstaan vir oorlewing, vir selfbeskerming, en hulle vorm dan by gebrek aan 'n beter naam militia groepe. Goed. In die meeste gevalle vind natuurlike polarisasie plaas, volgens bogenoemde, veral in minder gegoede woonbuurtes waar straatbendes vorm en gebiede afgebaken word as territories waarin die groep opereer. Grense is gewoonlik duidelik uitkenbaar in die vorm van graffiti, straatname of sekere bekende bakens. Sulke groepe het gewoonlik ook leiers wat met 'n eysterhand regeer en baie gewelddadig kan raak. Sogenaamde warlords. Hulle intimideer die bevolking en regeer met vrees. Hulle kan toegang tot sekere kommuniteite beheer en selfs toegang na ander gebiede of hulpbronne beperk. Belastinginvordering is 'n baie algemeen en die paar besighede wat nog mag funksioneer, word vereis om beskermingsbelasting te betaal. In baie gevalle ontwikkel daar 'n leierskapstryd in die groepe en word leiers uitgejaag of doodgemaak en vervang, wat daartoe kan lei dat die groep verder opbreek en wat dan lei dat bendegeweld die plaaslike omgewing nog verder destabiliseer. Sulke groeperinge of bendes vul hul finansiële behoeftes aan met misdade, soos dwelmhandel, prostitusie, inbrake, handel in gesteelde goedere ensovoorts. Met hierdie fondse word daar dan vuurwapens aangekoop om hulle gebiede te beskerm en selfs te vergroot. Sommige van die groepe vorm egter vennootskappe, maar behou hulle eie identiteit en gebiede. Gewoonlik ruil of deel hulle dan
hulpbronne en kommuniteite. Hierdie groepe loods dan gewoonlik strooptogte of raids in Engels en aanvalle in ander gebiede om voorraad aan te vul, teenstand te elimineer of dominansie te versterk, of om hulle gebiede te vergroot. Hierdie is reeds 'n bestaande orde en klimaat wat die geleentheid skep vir uitbuiting tydens verdere politieke onrus en onluste. Goed, voordat ons verder gaan. Julle ken Sierra Victor al. Ons het nog nooit probeer om julle bang te maak nie. En ek weet, en soos wat ek nou deur hierdie lees, besef ek dit skep nogal 'n donker beeld. En dit kan mense bang maak en paniekerig maak. Ons het lank terug gesê, om bang te wees is 'n goeie ding, want dit laat jou voorberei. Maar moenie paniekerig raak nie. Ons het nog nooit vir julle gejok oor enigiets nie. Die mense wat ons ken, wat al lank op ons groepe is, ons is al 4 jaar in die gang, ons probeer altyd objektief en nugter dink. Goed, so as ons vir julle sê, 'n ding is so, dan kan julle weet, ons het ons navorsing gedoen, en ons het dit probeer verifieer, en ons probeer net vir julle goeie raad gee. Dit help nie, ek kan nou hier vir julle sê dat alles gaan goed gaan, en daar gaan nie probleme wees nie, en dan gebeur dit, en dan is julle onkant gevang nie. So ons gaan met 'n fluweelhandskoen julle blootstel aan 'n moontlike realiteit wat kan ontstaan, sonder om julle bang of paniekerig te laat word. Of soos ek sê, bang is goed, maar nie paniekerig nie asseblief. So, kom ons kyk in hierdie chaos toestand. Kom ons kyk na tipiese rolspelers voor en tydens die onstabiliteit. Goed, jy gaan altyd professionele diewe kry en kriminele. Hulle gaan altyd 'n las maak van hulself en hulle aktiwiteite sal toeneem tydens sulke onstabiele toestande. Hulle werk gewoonlik alleen of in klein groepies en steel snags. Hulle kan skade aanrig in die sin dat hulle dalk belangrike kommunikasie, uitrusting, kos, voorrade en ander belangrike logistiek steel. So, maar dit is gewoonlik jou one-man of two-man bands. So, hulle gaan net jou logistiek omsteel. Dan kry jy stropergroepe. Nou, dit is maar eintlik groter groepe diewe. En hulle teiken gewoonlik infrastruktuur op groot skaal, soos byvoorbeeld koperkabels, elektriese substasies, skrootmetaal en ander kommoditeite waarmee hulle geld kan maak. Soms word sagte teikens ook beroof om voorraad aan te vul soos kos, kragopwekkers ensovoorts. Hulle teiken nie, kom ons noem dit nou maar huishoudings nie. Hulle gaan vir die groter teikens. Maar hulle kan jou teiken, want hulle het dalk brandstof nodig om by hulle doelwit uit te kom. So dis ook, ons kry professionele diewe of diewe, gewone kriminele en dan stropergroepe. Dan die derde een, vredesmagte, polisie en weermagte. Nou hulle is veronderstel om neutraal op te tree, maar ondervinding, veral in Afrika, het ons geleer dat dit nie altyd die geval is nie, en dat ras, etnisiteit en korrupsie, onder andere, die loyaliteit van vredesmagte ondermyn en hulle gewoonlik nie neutraal bly nie, veral nie in die latere stadium van 'n konflik nie. Op 'n stadium begin hulle kant te kies. Volgende punt, politieke groeperings. Sekere politieke partye vorm militante groeperings en hulle breek gewoonlik verder op in wegbreekgroepe as gevolg van onderlinge leierskapstryd of ambisie. Maar hulle hoofoorweging is polities en ideologies van aard. En dan iets wat nogal uniek is in Suid-Afrika, taxiverenigings. Nou minibus taxiverenigings is 'n belangrike rolspeler. Hulle is reeds goed georganiseer, hulle is bewapen en hulle kan mobiliteit aan groot getalle verskaf op kort kennisgewing. Nou ons kan aanvaar dat hulle gaan poog om die brandstofvoorraad vinnig oor te neem en dan te beheer aangesien hulle mobiliteit daarvan sal afhang en dat dit sal verswak as die brandstof opraak. So in totale chaos en anargie gaan hulle die ouens wees wat brandstofdepots en volstasies probeer beheer en bestuur, want hulle mag lê in hulle vermoë om mense te skuif. So wees bedag daarop. Goed, ook redelik uniek aan Suid-Afrika is vakbonde. Nou vakbonde was nog altyd tradisioneel die aanhalingstekens weermag van die regerende party of die ANC. En hulle mag dalk weer na vore tree, juis omdat hulle reeds georganiseerd is in leiers op verskeie vlakke van die organisasie.
alhoewel hulle waarskynlik van identiteit kan verander en onder ander groepe kan funksioneer. Volgende groep is regeringsmagte. Nou, regeringsmagte wat aan bewind is, het sy totaal of gedeeltelik, kan as aggressor begin optree teen sekere groeperings en etniese groepe. Onthou, as die regering bedreig word, gaan hulle eie magte gebruik. Dit is die weermag en die polisie, om hulle te beskerm. Nou, as daar radikale groepe is wat die regering se posisie bedreig, hulle gaan nie weet wie is vyand en wie is vriend nie. So, dis belangrik om dan hulle met die nodige respek nog steeds te hanteer, want hulle kan dalk op sekere etniese groepe draai en sê, luister maar, julle is tradisioneel nog ons vyand, so julle gaan dalk nou saam met nuwe groeperinge saamstaan en ons probeer omverwerp. So dit is, mense moet dit altyd in gedagte. Ons hoop nie het gebeur nie, maar ons hoop dat die regering en die regeringsmagte altyd objektief sal bly en neutraal. Goed, en dan 'n laaste punt, en dit is nogal 'n belangrike punt, en ek wil nou nie klink soos 'n conspiracy theoretikus nie, maar buitelandse aanstigters. Nou, julle weet self, in die lig van internasionale konflikte in die noordelike halfrond, die Israel-Hamas ding, Rusland, Oekraïne, julle weet self dat ons is regeringsgewys in BRICS se kant. Nou, die van julle wat kan onthou, ek dink dit was so 2 jaar terug, toe daar 'n boot gesink of skeef gedraai of iets in die Suezkanaal. Toe is die Suezkanaal afgesny, niemand kan hom meer gebruik nie, en toe het Suid-Afrika weer eens homself geografies, strategies as 'n belangrike entiteit bevind. Nou, gestel daar breek 'n internasionale konflik uit, derde wêreldoorlog, dan gaan Suid-Afrika uiters belangrik word. En ons kan verwag dat die groot moondhede, soos Amerika, soos die Weste, soos BRICS, Rusland, China, dat hulle deur middel van proksies Suid-Afrika wil kaap, om die seeroutes te beskerm vir hulle eie gebruik, en om die vyand te ontneem. So, ons moet nooit uit gedagte hou, of jy weet, dit verloor, dat buitelandse rolspelers is 'n moontlikheid. Ons weet self, Cyril Ramaphosa het ruk terug gesê in die publiek dat hy voorsien die CIA gaan inmeng in die verkiesingsuitslae. Zuma het ook gesê dat as daar gekonkel is met die uitslae, dan is daar moeilikheid. So, en daar is sterk sprake of gerugte wat rondgaan dat die Russe agter MK is en dat die Amerikaners agter die DA is. Nou, hoe waar dit is, pla my nie, maar ons kan voorsien dat daar buitelandse rolspelers hier gaan betrokke raak, as daar 'n wêreldkonflik uitbreek. Goed, die bestaande polisie en die weermag kan dan ook in 2 of meer groepe opbreek, en hulle sal dan waarskynlik bekend staan as die sogenaamde loyaliste, wat loyaal bly aan die huidige regering of regime, teenoor die wegbreekgroepe of rebelle, wat dan die rebels of die muitendes, die mutineers sal wees. So, dit is 'n moeilike konsep, maar ons het al baie dit gesien in ander lande wat ons bestudeer het, waar hierdie tipe van onstabiliteit plaasvind. Daar is altyd maar 'n breek in die weermag en die polisie. So, 'n mens moet bedag wees daarop, dat in 'n oomblik van totale anargie en chaos, gaan 'n weermag of 'n polisie uniform nie noodwendig beteken iemand is neutraal nie. Nou, hoe ons dit later gaan identifiseer en uitspeel, sal met tyd kom. Maar hierdie is die verskillende groepe wat kan ontstaan voor en tydens anargie en hulle beweegredes. So, ons lê die grondslag daar vir hierdie hoofstuk. Ons gaan in ons volgende boodskap, gaan ons nou 'n bietjie aangaan en meer kyk na die opbreekgroep, of die loyaliste in die staatsdiens, en dan ook die rebelle. En dan gaan ons aangaan met konflikontwikkeling. Hoe so 'n konflik ontwikkel? Goed. Weer eens, moenie bang word nie. Goed. Ons is saam met julle in hierdie ding.
dis hierdie tyd en hierdie uur, iemand het dit vandag gesê op een van ons Sierra Victor groepe, die geselsgroep, dat ons is almal geroep vir hierdie tyd by die naam. Of dit was my reaksie op die plasing. Jy is hier met 'n rede. En ons staan vas in ons geloof. Onthou, God Almagtig sou jou nie hier geplaas het, as hy nie vir jou 'n doel en 'n funksie gehad het nie. En ons het 'n geloof in hom, dat hy ons sal beskerm en dat hy ons land sal beskerm. Teenoor wie ook al die aggressors is. So ons gaan vasstaan in ons geloof. En dan gaan ons vasstaan in ons identiteit, want ons as Suid-Afrikaners, of as 'n boerevolk, of 'n Afrikanervolk, het nog altyd in krisisse ons eie krag ontdek. So ek laat julle met daai gedagtes. Lekker aand vir almal, die Here se genade en liefde, en staan vas. Jaco Fourie, Sierra Victor. Ons staan vas.